Goeiemôre gemeente. Vanoggend groet ek julle nie as lidmate nie, maar as ledemate. Ons dink altyd ons bring die kinders in die diens in omdat dit vir hulle goed gaan wees. Maar ek dink die waarheid is dis vir ons goed om die kinders hier te hê. So baie dankie vir elke kind wat hier is en baie dankie vir elke ouer wat julle kinders gebring het. Party kinders leer nou homself ook aan te trek, sien ek. In elk geval, dis heerlik met julle hier as ledemate. Ons begin die diens omdat die kinders hier is met nagmaal en dit is vanoggend 'n nagmaalviering. So daar's iets hartseer aan nagmaal natuurlik. Ons onthou iets hartseer, maar ons onthou ook iets fantasties. En vanoggend is 'n herinnering dat die nagmaal 'n viering kan wees, nie net van dood nie, maar van opstanding. En dat Jesus tot vandag toe by ons is. Die liedjie is so bietjie vir my 'n simpel liedjie en soos julle sien het my kinders my danstalente geërf. Maar die idee van doen dit lyfie, doen dit. Ek wonder of die Here partymal so voel oor die kerk. Doen dit lyfie, doen dit. Jy weet, want ons is die liggaam van Christus en dis heerlik om die diens so met nagmaal te begin. Want net vir die kinders wat hier is, die twee groot goed waarop ons fokus met die nagmaal is eerste, onthou ons wat Jesus vir ons gedoen het. Wie van julle kan vir my sê, wat het Jesus vir ons gedoen? Ek sien hierso is 'n eerste hand, jy kan maar sê. Hy het aan die kruis vir ons gesterf. Dit is fantasties. En die ouers, toe julle julle kinders gedoop het, het julle beloof om hulle so groot te maak, dat hulle hierdie dinge verstaan en sal onthou. En dis hoekom dit vir ons lekker is. Ja, daar het Jesus nog iets gedoen. Dit is baie hoër graad. Wil jy dalk my mikrofoon sommer vat en oorneem hierso? Jesus het die brood gebreek, sê sy, en hy het die wyn gevat. So sy ken nog die dieper betekenis van die nagmaal ook. OK. Bokkie, jy moet staan. Dankie. Ja, wat het Jesus nog gedoen? En hy het ook die hele aarde gemaak. Moet asseblief nie dit vergeet vanoggend nie. Ek gaan vir ons 2 stukkies uit die Bybel lees. Die een is vir my baie lekker. Hier's 'n kind wat sy naamplakker op sy mond plak. So dit is nou seker een manier om so te wees. Ek hou daarvan, dankie. Bokkie, los my gou uit asseblief. Ek kan nie konsentreer nie. Jy kan hier so sit. Ek gaan vir ons 2 tekste lees. Die ene kom uit vandag se teks uit Romeine 12, is die teks vir die dag. En toe ek sien daar's nagmaal, daar's 2 versies wat presies aansluit daarbey. Ek dink ons kan dit op die skerm vertoon. Uit Romeine 12, vers 4 en 5. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie, een liggaam in Christus, en individueel lede van mekaar. Die teks sê dit so eenvoudig, ons is deel van Christus, maar ons is ook deel van mekaar. Die groot mense, die kinders, almal met hulle verskillende geite en giere is deel van mekaar. En dan wil ek vir julle 'n bekende nagmaal gedeelte lees uit Korintiërs, 1 Korintiërs 11, vanaf vers 23. Het ons hom? Daar is hy. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Vandag, herinnering is nou 'n groot woord, né? Maar ons onthou vandag. Dis die eenvoudige woord is onthou. Nou is daar een versie met een woord wat julle almal gaan kan lees, al is hy hoe klein. Kom ons sit hom op. Dis een woord met 3 lesse in.
Is daar 'n skyfie wat sê deel? Daar sê. Hier's 3 goed wat hierdie deel beteken vandag. Dis hoe lekker Afrikaans is. Jy kan spaarsamig wees met jou woorde. Die eerste ene, Rosetta. Waar is Rosetta? Deel asseblief die tekens uit. Nou, die brood en die wyn. Ek gaan dit later instel, maar julle moet asseblief nou al die brood en die wyn uitdeel. En hierdie 1 Korintiërs, die kinders, julle moet nou julle ore spits. Julle hoef nie te kwaai te wees as iemand dit verkeerd kry nie, maar later in 1 Korintiërs 11 dan sê dit ons wag vir mekaar voordat ons die nagmaal gebruik. Het julle dit al gelees of gehoor? Ek weet vir party ouderdomsgroepe is dit baie moeilik as hulle daai broodjie kry dan vat hulle hom. So kom ons neem die brood, neem die kelkie en dan probeer ons vir mekaar wag. Die Bybel sê selfs jy moet ontbyt eet voordat jy kerk toe kom, dat jou honger te nie maak dat jy te vinnig te veel eet nie. Maar ek kan vir julle sê wat daar in die moederskamer aangaan. Party ouers moet maar eerder, julle kan my hoor daar binne, né? Jy moet vir die kind ontbyt gee dat hulle kan wag. So ons deel nou die tekens van die nagmaal uit. Die tekens van die nagmaal is brood en wyn. Soos wat ons hierdie tekens hier uitdeel, sien julle wat doen hulle? Hulle het bakkies en dan deel hulle dit uit. Is dit die tweede betekenis van die woord om te deel? Al die kinders hierso, wie se ma's het al vir julle gesê, julle moet julle goedjies deel? Ja. Okay, en laat sak weer julle hande. Wie dink julle mamma en pappa deel hulle goeders altyd mooi? O, so helfte. Dis nie sleg nie. So dis die tweede betekenis van die woord deel, is om mededeelsaam te wees, is om goedjies uit te deel, om goed te versprei. So ons is nou fisies besig om die tekens uit te deel, ons deel met mekaar, ons versprei dit, en dan baie dankie aan al die lidmate wat onthou het, al die ledemate wat onthou het om blikkies te bring, en kookolie en meel. Dit is ook hoe ons deel wat ons het, want ons gee vir mense wat honger is kos. En die kookolie is nie om te drink nie, ons maak deesdae vetkoekies met die olie en die meel, en dit kan jy self hier koop by die koffiewinkel vir R3, maar ons gee dit ook vir mense wat honger is. So ons woeker met hierdie bestanddele, sodat ons ook ons kos kan uitdeel, en op daai manier, as iemand jou ooit vra, waar is ons kerk se nagmaaltafel, dan kan jy sê die gedeelte van hout is hier voor, maar deurskynend gaan hierdie tafel aan, tot verby die koffiewinkel, tot in die strate, want ons deel dit wat ons het. En dit bring my by die laaste betekenis van hierdie woord deel. Ek hoop julle kan luister en fokus. Die laaste betekenis van deel is nadat ons uitgedeel het, dan word ons ook deel van iets. En dit voel so 'n bietjie ironies, dat jy gee goed weg, jy versprei goed, maar in die verspreiding bou jy koneksies en nooi jy in en word jy deel. So al die mense wat op straat is en honger is, as hulle daai vetkoekie eet, raak hulle deel van ons nagmaaltafel. As ons met mekaar mededeelsaam is, skep ons 'n hegte familie, een liggaam, waar jy deel word en een word, en dis wat Jesus vir ons kom doen. Ons word deel van Jesus, en ons word deel van mekaar. Ek loer nou gou, het almal brood ontvang? Kan jy net vir my sê, as jy nie 'n brood ontvang het nie, dankie dat jy wys, is daar enige iemand wat nie 'n broodjie gekry het nie? Dankie, lyk my almal het. Kom ons hou dit so, dat die broodjie nog daar bly. En is daar enige iemand wat nie 'n sappie of 'n wyn ontvang het en 'n kelkie nie? Jo! Oei, dis by my. Dankie. Rosetta, kom terug. Ja? Wat is dit? Broodjie. 1 sekond. Dankie. Hier is dit. Tada. Net 'n eenvoudige les wat ek al baie verkeerd gedoen het, moet asseblief nie hierdie dingetjie van onder af optel nie. Dan gaan jy baie mededeelsaam wees. So hou hom net aan sy handvatseltjie vas.
Okay. Daar's hy. Okay, hierdie een is gemeng. Daar's hy. Hierdie een is ook gemeng. Onthou, moet hom nie ondervat nie. Stuiter. Het jy hom? Daar sê. Ja, net om gerus te wees, ons gee druiwesap vir die kinders. Ek sien 'n paar ouers sit hier en raak bekommerd. Hiervoor is druiwesap en dan is ook 'n paar lidmate wat ons weet om voor die druiwesap te gee. Dit is vir my heerlik vanoggend met die kinders hier, soos ek gesê het, die nagmaal is ook 'n viering. Die kindertjies moet onthou, nog nie drink nie, nog nie eet nie. Hou julle in. Al is die nagmaal 'n viering en lekker besig en aan die gang met die kinders, wil ek jou uitnooi daar waar jy sit, om solank jou gedagtes op Jesus te rig. Met 'n glimlag kan ons 'n diep dankbaarheid ervaar, nie net vir wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het nie, maar wat Jesus in sy opstanding doen, deur die Gees en tot vandag toe, hoe Jesus nie op ons opgee nie, hoe Jesus ons innooi om te deel en deel te word. Kort jy nog brood of wyn, liefie? Wat wil jy hê? Ok, drink jou sappie, ek gaan vir jou nog gee. Drink die sappie, ek gee vir jou nou nog. Ok, nee. Corine, hy vir my kan sy broodjie in sy sappie doop. Dis baie lekker. Okay, sien ons is amper klaar met die uitdeel van die teken van die wyn. Dit kom nou by my op, want ek kyk nou na julle almal van voor af en ek sien al hierdie wit naamplakkertjies wat so blink. En dis natuurlik 'n baie praktiese manier hoe ons deel word van die liggaam van Christus, is om geken te word. So dankie vir almal wat altyd pligsgetrou hulle naam neerskryf, dat ons mekaar op die naam kan groet en kan leer ken. En dit is 'n baie praktiese manier om deel te wees van die liggaam. Die kinders, julle doen baie goed, hoor. Ten minste 90% van julle doen baie goed. Dankie. Hey. Wag nog 'n bietjie met jou broodjie. Mamma het vir jou 'n sappie. Kan ek so lank hier hoor in hierdie blok, ek weet al julle het die brood ontvang, so enigiemand wat nog nie wyn ontvang het nie, ek is nog by die blok. Julle is reg, hierdie blok aan hierdie kant, het julle almal ontvang, baie dankie. In die moederskamer, ek neem aan, iemand het vir julle gehelp daar binne, as hulle nie het nie, kom asseblief uit en kry.
En nou in die middelblok, behalwe vir hierdie kol, het julle almal ontvang? Baie dankie. Ja, oom. Ons gaan nou die nagmaal gebruik en in eenvoudige Afrikaans of in simple English. Hallo? Daai man poeier sy gesig met die broodjie. In eenvoudige Afrikaans, as ons nou die brood neem wat Jesus vir ons gebreek het, dan gaan jy die broodjie neem en jy gaan net onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Neem deel, word deel. Ons beweeg nou aan na die teken van die wyn toe. Ek wil net sê, dit is vir my baie lekker om 'n gegiggel en ek snaaksigheid heeltyd hier te hê met die nagmaal. Gewoonlik baie ernstig is, so ek herinner myself ook, dis 'n viering. Ons gaan nou oorbeweeg na die sap en die wyn toe. Ons neem die teken van die wyn. Neem deel, word deel. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir wat U vir ons gedoen het. Baie dankie Here Jesus vir wat U steeds vir ons doen elke dag. Baie dankie Here Jesus vir wat U nog vir ons gaan doen. Amen. Die fantastiese oulike kinders, baie dankie dat julle hier was. Julle kan na Kidskerk toe gaan. Jebo. Geliefdes, baie, kom ons gee sommer vir hulle 'n lekker handeklap vir al die kinders. Ek wil sommer vir al die ouers aanmoedig dat dit is nou 'n lekker gesprek om met jou kind vandag te hê. En vir lekker leiding hiervoor wil ek julle terugvat na een van ons ou belydenisse toe, en dis die Heidelbergse Katekismes wat in Sondae opgedeel word, en Sondag 28 en 29 gaan oor die nagmaal. So dit kan goed wees om bietjie saam met julle kinders te gesels oor dit wat hulle dan ook vandag ook hierso saam met ons kon beleef. 'n Paar familiesake van my kant af. Heel eerste baie dankie vir almal se getroue bydraes met finansies, of dit is nou deur EFT of offerhande. Ek gaan sommer vra dat die span, Rosetta, as julle kan offerhande begin opneem. Daar's ook die manier om SnapScan te gebruik, so daar's van ons gemeentelede wat dit gebruik deur die toepassing op hulle fone af te laai. Ons wil baie dankie sê vir elkeen se bydraes. Dit help ons natuurlik om ons koninkrykswerk te doen. Dan net so 'n paar familiesake wat in die volgende paar weke gaan afspeel. Ons het nou 'n paar keer al afgekondig van die tienerkamp wat die 22ste tot die 24ste September gaan plaasvind. Ons wil vra as daar gemeentelede is wat sal borge wil bydra, kan julle met Reinhard of met Corien gesels of met die kerkkantoor. Ons is in 'n situasie dat daar van ons tieners is wat nie die R750 kan bybring vir die kamp nie. So as daar van julle is wat wil bydra daarvoor, dan kan julle ons net laat weet. Ons onthou laas jaar was daar 'n hele klomp van julle wat dit moontlik gemaak het vir tieners op hierdie kamp te gaan, so baie dankie daarvoor.
Dan volgende naweek is Lentedag natuurlik en ons gemeenskap het besluit dat Saterdag die 2de van 9 tot 12 gaan daar so 'n bietjie, nie nou daai slide nie, van 9 tot 12 gaan die parkie wat hier aan die oorkant is, gaan bietjie skoon gemaak word, so as daar van julle is wat wil deel wees daarvan, dan kan jy net inval 9 uur by die skoonmaak van daai park. Dan die 25ste is ons deel van 'n NG Kerk inisiatief wat se naam is Loop vir Hoop, wat 'n pelgrimstog van hoop is. En ons gaan 2 roetes loop, 2 km en 5 km sirkelroetes. Jy kan kies watter een. En ons gaan dit doen by ons vriende met wie ons nou al 'n hele paar jaar 'n pad mee stap, en dit is in Taalten. So as jy wil deel wees daarvan, dan kan jy 9 uur hierso by die kerk bymekaar kom. Ons sal terug wees teen 12 uur. So dit is 'n lekker manier om ook erfenisdag te doen. Dan is ons in 'n plek waar ons gemeenteraad, ons kerkraad, 'n besluit geneem het dat ons kerkraadslede wil vergroot tot by 15 lede. En deel van die uitnodiging aan die gemeente nou is om te dink, as daar van julle is wat iemand wil nomineer om op die kerkraad te kom, dan is julle welkom om julle naam op te gee. Ons kerkraad is besig om dan 'n groslys bymekaar te stel, om dan bietjie te onderskei. Ons is veral op soek na mense in terme van die volgende ouderdomsgroepe, wat maak dat ons groep lekker divers kan wees. Ons is op soek na 'n gemeenteraadslid wat ouer as 60 is, en dan ook ene wat jonger as 30 is. So dit is so 'n bietjie sagte kategorieë. Jy mag natuurlik enige iemand nomineer, maar waarna ons kyk is dat daar goeie verteenwoordiging van die gemeente in ons kerkraad is. So as jy iemand wil nomineer, dan kan jy vir die persoon vra, is jy nomineerbaar? En dan kan jy hulle naam vir die kerkkantoor gee of enigeen van ons predikante. Jy kan ook jouself nomineer. Gaan lees net eers Jakobus 3 voordat jy dit doen. Maar jy is ook welkom om dit te doen, en dan sal die kerkraad by ons volgende vergadering onderskeidend met die name werk. Dan 'n laaste familiesaak is ons gemeente uitreik wat in Oktober is. Se beplanning word nou lekker versterk, so as jy nou nog nie jou naam opgegee het daarvoor nie, dan nooi ons jou om vir die gemeente uitreik jou naam te gee vir Skalk of dit deur te gee na die kerkkantoor toe. Ons het lekker baie familiesake elke week. Ons stuur dit hier teen Woensdag uit op 'n WhatsApp, so ons wil julle herinner om ook net daar te kyk. Ek gaan 'n oomblik vat en nog 2 goed sê. Die een is, jy het 'n stukkie legkaart gekry by die deur. Jy kan daai legkaart vat en hom onderste bo langs jou neersit. Ons gaan nou teruggaan daarna toe. En dan sal julle onthou, ons steek elke week die Christuskers aan. Ons het natuurlik nou al reeds vanuit hierdie tafel uit ons in die lewe van die drie enige God deur die viering van die nagmaal geanker. Maar ons gaan ook nou na 'n lied luister terwyl ek die Christuskers aansteek, om ook net onsself weer opnuut toe te wy aan Jesus. Ons gaan een keer die lied sing, terwyl jy net kan luister. Die tweede keer kan ons opstaan en saam sing. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strange.
Here, hoe groot is U? Groot is U naam. Here, ek dink sommer nou aan die gesigte wat vanoggend hier is. Party is oor 80, party is onder 3 jaar oud. En in die almag het U elkeen van ons gemaak, elkeen van ons uniek gemaak. U is nie net lief vir ons nie, U hou van ons. En ons het U lief, Here, maar ons wil U liewer hê. Dankie vir U genade. Dankie dat ons U genade kan sien deur U liggaam. Amen. Baie dankie aan die musikante. Dit was 'n seën. Ek gaan vir ons lees uit Romeine 12 vers 1 tot 8 in die 2020 Afrikaanse vertaling. Broers en susters, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie, een liggaam in Christus, en individueel lede van mekaar. Ons het gawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Tot sover. Julle gaan nou die voorreg hê om die kortste preek in die geskiedenis van Fontainebleau te hoor, want daar is 'n ander element van die liturgie wat ek nou gaan aankondig. Ek wil net 1 of 2 goed uitlig uit hierdie teks uit, wat werklik uitstaan vir oggend. Romeine 12 vers 1 en 2 is natuurlik baie bekende stukkies wat meeste Christene probeer memoriseer, en hy het 2 dele. Die eerste ene sê, dit wat slim godsdiens is om jou lyf as 'n lewende offer voor God te stel. In die Ou Testament weet ons van al die offers wat doodgebrand is. Nou in die Nuwe Testament nooi God ons om te sê, vat jou lyf, mag ek sê jou lyfie, vat jou lyfie en stel dit as 'n offer vir God, waar jy alles teruggee wat God vir jou gegee het. Dis 'n buiteding, maar Paulus leer vir ons dat dit is wat ware godsdiens en geestelikheid. Wanneer is jy baie geestelik, is as jy hierdie ding as 'n offer vir God teruggee. En die tweede deel is, jy verander deur jou denke te vernuwe, en dis nou weer 'n binnekantste ding. En ek dink vir 'n paar weke al wys God vir ons in hierdie gemeente, dis nie binne of buite nie, dis binne en buite. Jou denke en jou lyf maak van jou 'n volwasse, slim Christen. Dan is daar 'n lang gedeelte oor gawes, oor hoe ons mekaar dien, hoe ons deel word deur ons gawes. Nou het ek goeie skokkende nuus vir julle. Die van julle wat Grieks kan praat of kan lees, sal weet dat ons is 'n charismatiese gemeente. Mag ek dit sê? Julle sit en kyk my so. Die woord vir gawe is charisma.
Charisma, charismaties, want jy het die charisma gawes. En hier kry ons 'n voorbeeld van wat is hierdie gawes? Wat is die charisma? En jy kan self met die Here daardeur bid en praat. Dis natuurlik een lys. Daar's van profeseë tot by dienswerk, mededeelsaamheid, barmhartigheid. Elkeen van ons kry by God 'n gawe, maar dis 'n proses en jy gaan nou meer daarvan leer. Dis 'n proses om jou gawe te ontdek en terug te gee vir God in God se koninkryk. Elkeen van ons het 'n legkaart stukkie ontvang by die deur, is ek reg? Is enigiemand oorgeslaan met die legkaart? Het julle stukkies? Daar sê, lê hulle op die oomblik onderste bo. Die uitnodiging prakties in hierdie gemeente is dat jy jou eie gawes sal leer ken en dat jy deur die gemeente geken sal word. So ons elkeen moet in 'n proses wees waar ons stukkie omdraai, moet die bokant bo, ek wil nou nie sê die blinkkant bo nie, maar die bokant bo, sodat jy ander kan ken en geken word vir jou uniekheid. Nou ek is gelukkig, ek werk by die kerk, soos wat ek deurkyk, ken ek baie van julle se gawes, want julle wys dit. Maar ek wil vanoggend baie kort en kragtig sê, as jy 'n ledemaat van hierdie kerk is, dan wil God hê, jy moet jouself ken, jy moet geken word, en ons, ek wil nie sê ons het jou gawe nodig nie, maar God wag vir jou, om jou besondere gawe uit te leef, binne die konteks van sy liggaam. Daar's iemand in ons land, wat sy legkaart stukkie ontdek het op 'n baie dramatiese manier, en daai iemand het 'n storie wat jy nie in Amerika of oorsee of op 'n film of in 'n boek eers, jy kan nie eers sulke stories uitdink nie. En ons het daai iemand wat vandag by ons kuier, spesiale gas Stefans Kutse, kuier vandag by ons. Stefans, ek wil jou sommer vorentoe nooi, soos wat die gebruik maar hier is, as jy hier aankom, dan moet jy eers werk, so, as ek en jy hierdie tafel kan terugskuif, ja, daar is hy, net so, jy kan sommer daai vat, dankie. Ons het onderskei dat om hierdie teks te verstaan van hoe God jou lyf kan vat, jou gedagtes kan vernuwe en jy 'n plek in die koninkryk kan kry, is daar nie 'n beter manier om dit oor te dra as deur 'n getuienis, deur 'n God storie nie. Stefans, baie welkom. Ek weet mense voel vreemd as mense so oor jou praat, maar jou storie is 'n God storie, waar 'n aktiewe God betrokke is, en dit is vir my 'n voorreg vandag met jou te kan gesels. Kom ons gee vir Stefans 'n warm welkom, laat hy dan nie stres nie. Stefans, ek het nou moeilikes voorberei vir jou, want hy het gesê ek kan hom enige iets vra, so ek gaan jou diep vat. Party van ons, ek het in die week huisbesoek gedoen, en toe sien ek op die mense se boekrak, een van Stefans se boeke. So party mense ken jou, maar ek dink baie mense hier ken jou nie. En die eerste vraag wat ek wil vra, maak 'n skakel tussen die teks en jou lewe. En as ek aan jou storie dink, toe jy nog 'n tiener was, toe het jy jou lyf as 'n lewende offer gegee vir iets. En ek wil graag by jou hoor, hoe het jy jou lyf geoffer vir iets, en wat was die gevolge vir jou lyf van daai offer wat jy gemaak het? So jy kan ons sommer daar ergens begin. Baie dankie Skalk, dankie dat ek is. So ek het jare terug my lyf gegee vir die boerevolk, die Afrikaner boerevolk soos ons groot geword het. Ons het altyd gesing in die stem, ek sal offer wat jy vra, en ek het besluit dat ek gaan mense doodmaak vir die vryheid van my volk. So ek het deelgeneem aan 'n reeks bomaanvalle, wat die hoogtepunt was in Woester, waarvoor ek gefonnis is 40 jaar sonder die opsie op parol. Hoor julle reg? 40 jaar? Sonder die opsie op parol. Sonder die opsie van parol, en in Woester het jy bomme geplant, en is mense oorlede daar in daai bomaanvalle? Ja, en die eerste bomaanvalle was net sabotasie. Woester self is 4 mense dood, later nog 2, en dan 'n ander sel wat oorgeskakel het met sabotasie weer.
En die gevolg van daai optrede van jou het jou toe waar beland? So ek was in 4 jaar, my eerste 4 jaar in 11 tronke, maar in totaal in 19 jaar in 13 tronke. 13 verskillende tronke oor 19 jaar. En hoe oud was jy toe jy tronk toe was die eerste keer? Die eerste keer 19. 19. Julle kan dink hoe oud is 'n 19-jarige? 'n 19-jarige wat se denke so is dat jy bereid is om ander mense dood te maak vir dit waarin jy glo. Nou sit jy met die gebakte pere, jy is daar in die tronk. As 'n 19-jarige, jou lyf het iets gedoen en jou lyf is ergens heen gestuur. Wat het jou lyf se optrede aan jou gees gedoen, aan jou binneste? Want ek dink die teks wys vir ons, daar's 'n verband tussen jou uiterlike en jou binneste. Wat het in jou aangegaan en gebeur, toe jy nou tronk toe is? Was jy trots, was jy bly, wat het aangegaan en wat was die gevolg daarvan? So ek was in die begin baie arrogant geweest, want ons het groot geword, ons en hulle, en ons het groot geword, ons moet die hulle doodmaak. Op my tyd wou Boetie Border toe gaan. En ek het gedoen wat hy gesê het, so ek was baie trots geweest op my dade, nooit my verheug in die dood van mense nie, maar altyd trots dat ek deelgeneem het aan 'n stryd. Ek dink nou net aan konteks, ons gaan nou praat oor jou boeke, maar iets wat ek van jou geleer het, toe jy jonk was, nog jonger as 19, toe was jou lyf kafee toegestuur, is ek reg? En 'n ander lyf het daai lyf verplaas. Gee net vir ons net daai klein storieetjie, want ek dink baie van ons wat hier dink, hoe kom 'n 19-jarige so kwaad en beding is dat jy ander mense doodmaak fisies en in die tronk beland? Mense kan dalk dink jy was 'n monster of ietsie. Vertel my daai kafee storie. So ek was 5 jaar oud geweest, toe my ma vir my geld gegee om Hoe winkel. oud? 5 jaar. 5, dankie. Toe het my ma vir my geld gegee om lekkers te koop. Toe ek terugkom, toe is my ma weg. So my ma het my nooit gesoen nie, sy het my nooit gedruk nie, sy het my nie eens gegroet nie. My pa het gedrink, hy was alkoholist geweest. En ek onthou die beste herinnering vir my pa was in die aand as hy dronk op sy bed gelê het, dan het ek sy tatoeëermerke ingekleer met koukiepenne. En ja, en toe se kinderhuis toe. Ek wil julle almal aanbeveel om Stefan se storie te lees. En ek dink wat my tref is dit wat met jou gebeur het met jou ma en jou pa, en die kinderhuis was dalk jou eerste tronk geweest, né? Dit was 'n verskriklikheid. En deur al daai trauma en hartseer, toe het jy deel geword van 'n liggaam. En daai liggaam het jou 'n disipel gemaak, né? En daai disipel was toe baie toegewyd en het hom gekry waar hy opgeëindig het. Jy is daar in die tronk en jy was aanvanklik arrogant. En ek dink in die tronk sou ek aanraai, baie mense dink baie oor vryheid, as jy dit nie meer het nie. Maar op 'n dieper vlak, behalwe om nou te wil uit, waarvan moes jy vry kom? Ek dink die grootste ding is vry met jou eie denke. In die begin kan jy die stelsel beklei, maar ek was vir die grootste gedeelte van my vonnis 23 ure 'n dag toegesluit. En as jy met jouself 23 ure 'n dag is, dan leer jy jou heeltemal ken. Waarvan hou ek nie? Wat gaan ek toelaat, wat gaan ek nie meer toelaat nie? Gaan ek toelaat dat mense bepaal of ek bly is of nie bly is nie? Gaan ek verantwoordelikheid neem vir my keuses, my verlede en my toekoms? En waar die verskil toe gekom, want ek weet daar was 'n verskil. Hoe het dit gebeur van hierdie arrogante, kwaad jong mannetjie in die tronk sit by jouself? Hoe lank het dit gevat? Wanneer het dit gebeur? Wie was betrokke? Daai, kan ek dit 'n bekering noem? Ek weet nie, ek wil nie vir jou woorde gee nie. Definitief bekering. So ek wou niks van die Here geweet het nie. Die Here was nie daar toe ek hom nodig gehad het. So jy wou niks van swart mense of die Here weet Niks nie? niks nie. Okay. Toe ek klein was en ek vir die Here gebid het dat my ma moes huis toe kom, toe het hy nie gehoor nie. Toe ek gebid het dat my pa moet ophou drink, toe het hy nie gehoor nie. Toe ek in die kinderhuis was en gebid het, toe het ek besef hy bestaan nie. En as jy my kwaad wou gemaak het, het jy oor die Here gepraat.
En toe ek in die tronk was, toe was daar 'n ou tannie gewees, is verplig om 'n sielkundige te sien, en sy het eendag vir my gesê, Jesus het jou lief. En ek het aangesluit by 'n baie verregse godsdiens, 'n God van wraak, die Israelvisie, en dit het ek verstaan. Ek verstaan geweld, ek verstaan wraak, maar nie Jesus, God het jou lief nie. En toe sê ek vir haar, glo nie in daai Christelike gemors nie. En toe sê sy vir my, Jesus het jou nog steeds lief. Maande later het sy vir my 'n klein boekie gegee, Our Daily Bread, en ek het dit in die asblik gegooi, net dat sy my teenkanting in die Christen geloof kan sien. En die ou aan my linkerkant, soos ek nou sit, was Eugene de Kok. Hy het altyd met my gepraat oor vergifnis, en vergifnis het nie vir my gewerk nie. Hulle het ons doodgemaak, ek het hulle doodgemaak, skorre settle, en dis hoe ek geglo het. En wat ek nie geweet het nie, is dat die mense vir my gebid het, en eendag toe lees ek 'n boekie op bladsy 218, toe ontmoet ek Jesus Christus. En ek moet net vir julle sê, van daai dag wat die Here met my begin werk het, ek sê altyd is 'n jaar, maar ek weet nie presies nie, want ek het nie beplan om te bekeer nie. En die aand toe ek die Here ontmoet, toe ek die belangrikste vraag wat ek in my lewe moet vra, as ek vanaand doodgaan en ek kom in die hemel, gaan daar 'n bordjie wees wat sê slegs blank is. As daai bordjie daar is, het ek nie gesondig nie. En dan het ek nie nodig om te bekeer nie. Maar ek weet die Bybel sê in Matteus 28 vers 19, gaan maak disippels van alle nasies. Jy kan nie 'n Christen en 'n rasis wees nie. En dit was my keerpunt. So dis half 'n dubbelbekering na God toe, wat jy moes leer verstaan, kan jou lief hê, ten spyte van alles waardeur jy is, en dan 'n bekering oor jou sosiale en kulturele sieninge. Nou, ek wil jou nou laat diep delf, jy kan besluit wat jy antwoord. Jy is nou maklik, is maklik om na hom te kyk, die verskriklike rasis maak ander mense dood. Hoe lank is jy nou al uit die tronk uit? 8 jaar. 8 jaar. En is jy nog op parool, hoe werk dit? Ja, ek is op parool, ek het 'n brief om hier te wees van die polisie. En as ek terugkom, dan rapporteer ek terug by die tronk. So jy is vry, maar nie vry soos ons nie. Nee, glad nie. Ek moet 6 uur in die aande in die huis wees. Daar's beperking op hoeveelheid mansmaat ek mag wees. Ek kan glad nie buite 'n sekere gebied reis sonder polisie toestemming nie. Ja, so hulle laat jou nie toe om te vergeet nie. Nee. Dis maklik om na hom te kyk en te dink, dis nou die Uber, hy en Eugene de Kok is nou hierdie verskriklikes. Jy is nou hierdie tyd wat jy uit is en in kerke is en jy skryf boeke, jy lees. Hoeveel boeke het jy al gelees? In die tronk 3000, sê dat ek buite is 1000. 3000 boeke gelees in die tronk en 1000 van dat hy uit is. Ek dink dis hoekom hy dalk 'n goeie skrywer is. Jy ken iets van die wêreld, dink ek. Binne die tronk wys ons iets wat ons nie kan ken nie, en dan buite is dit net jy en Eugene wat hierdie probleme het. Ons wat nou niemand wil doodmaak nie. Dink jy dis 'n ding waaroor ons nog moet aankarring, of moet ons nou net vergeet en aanbeweeg en turn your eyes upon Jesus? Ek was geskok geweest toe ek vrygelaat is en gesien het dat rasisme leef nog in Suid-Afrika. Ons het nog lankal apartheid sonder die bordjies, en dis daar, en ons wil nie oor dit praat nie, veral nie in die kerk nie. Maar dis daar. Gaan sit op 'n bank en laat 'n swart persoon langs jou sit, dan skryf jy jou handsak. Jy gaan stop by 'n robot en jy sluit jou deur. So jy in die tronk gedog, die nuwe Suid-Afrika het gekom terwyl jy binne was, toe moes alles verander het, en toe jy uitkom, toe verwag jy nou die hemel. Ons het binne verander. Het julle binne verander? Ja, binne is nie rasisme nie. Daar is ons almal een, almal is bandiete. Jy's nie ryk nie, jy's nie arm nie, jy's nie 'n dominee, dokter of jy's 'n bandiet. Ons leef saam, een kultuur, eet uit een bord, steek saam, mens smokkel saam. En toe ek buite kom, toe sien ek, nee wag, hier's klomp sulke huisies, veilige goed, net sulke klein apartheidstate, nie oranje nie, sommer tussen ons. As mense nou in vandag se lewe, die met wie jy uithang, rassisties is, doen dit iets aan jou, bring dit nog daai duiwel op, daai monsters, of is jy klaar daarmee en jy sien maar net en kry hulle jammer? Hoe voel jy as jy nou subtiele forme van die dinge sien? Toe ek vrygelaat is, toe 'n man vir sy seun gesê, so 5-6 jaar wie ek is, en toe vra hy, kan ek nou die K-woord gebruik, maar hy die woord genoem, en ek was toe geskok geweest, dat 'n seun op 5 weet wat die woord beteken,
maar ons dit nie mag gebruik nie. So as 'n Christen het jy twee keuses. Jy kan om 'n braaivleisvuur sit en die mense kan oor rasisme praat en jy kan stil bly. Maar dan moet jy weer die haan kraai, want jy is besig om die Here te verloor. Ons gaan nie Suid-Afrika verander as jy nie jou vriende aanspreek wat rassisties optree nie. Dis van 'n WhatsApp wat niemand sien nie, net jy en hy, van 'n grappie tot 'n Facebook like, selfs net vir jou, kyk wat doen hulle. Ek wil nie te lank stil staan net by rasisme en elkeen van ons het ons eie storie met die Here. Dis wat ek juist van jou geniet, jy het jou storie. So ek gaan hom parkeer, die gesprek oor rasisme, en ek wil vir jou vra, jy het 'n duidelike bekering gehad. Is daar goed waarmee jy nog sukkel, dalk anders as dit? Waarmee sukkel jy op die oomblik? Ek ly baie erg aan depressie, selfmoordneigings. Ek moet my oor en oor self vergewe, en dis waaroor die tweede boek gaan. Om met my verlede te lewe, is nie lekker om op 'n kerk te staan en te sê ek het mense doodgemaak nie. Want die eerste ding is, jy wil die hele storie vertel dat almal jou met jammer kry. Maar dit is nie wat jy wil hê nie. Jy het 'n boodskap om te vertel, jou verlede is jou verlede. Om 'n ander vrou se kinders groot te maak, is baie moeilik, want jy sit met jou eie kind, jou eie bloed, 'n babietjie, en jy het hulle op 'n laat stadium gekry, en jy moet hulle ewe lief hê, en hulle is al bietjie groter, bietjie stouter, hulle karrel jou nie, en jy wil net vir hulle ook 'n goeie pa wees. Ja, so ten spyte van die magtige bekering en storie wat so bekend is, sit jy maar soos die res van ons en sukkel maar baie keer nog met die basics. As ons praat van 'n legkaart, dis een van die uitnodigings in ons gemeente. 'n Legkaart het sterkpunte, dink nou aan skryf, en jy klomp sterkpunte, en dan het jy nou gate goed waarmee jy sukkel. Wat dink jy is jou sterkpunte? Waarmee die Here jou geseën? So ek is baie lief vir mense, reeds omdat ek so lank nie mense gesien het nie. Maar ek probeer waar ek is 'n verskil maak. Ek lewe ten volle, 100%, nie 80% of 90% nie. Partykeer sê die ouens vir my, "Jesus, maar jy het al klomp goed in 8 jaar gedoen." Ek sit nie by die huis voor die TV nie, daar's dinge om te doen. Ja, jy moet opmaak. Ek moet opmaak. Lekker. Wie moet jou, jy het verskillende boeke, en die eerste een wat ek gelees het was Wit Wolf. Is dit jou eerste boek gewees? Ja. En dis jou lewensstorie. En dan ek wil weet wie moet wat se boek lees. Ek wil nie vra moet ons jou boek lees nie. Ek wil hê hierdie liewe mense wat hier voor jou sit en niemand gebom het nie. Wat moet hulle uit jou radikale storie leer? En want jy is ook deel van ons, as die legkaart wat deel is van ons familie. Wat sal behulpsaam wees vir ons? Wie moet Wit Wolf lees? Wie moet jou nuwe boek lees? Gee ons dalk 'n bietjie rigting. As iemand nou vandag hier sit, party kan al twee koop. Na die tyd in die kleinsaal gaan Stefans wees met sy boeke. Jy kan al twee koop, maar waar moet mens begin? En het jy nou eers begin goed raak met die skrywery? Of moet ons nog die oue ook lees? Wie moet wat lees en hoekom? Okay, so die twee boeke, alhoewel dit dieselfde lyk, as jy 'n boek skryf, het jy 'n spesifieke gehoor. Jy skryf jou boek vir een persoon. Jy moet weet hoe oud hy is, hoe hy lyk, waar hy werk, waarmee hy worstel. As jy daai weet jy hoe om die boek te verwoord. So my eerste boek, Wit Wolf, is geskryf vir 'n ou wat rassisties neig, maar nie is nie. Hy's kwaad vir pottels, hy's kwaad vir beerdkrag, hy's kwaad vir korrupsie, en nou sê hy rassistiese goed, maar hy is nie. So ek wou net vir hom 'n bietjie perspektief gegee het, wat is rasisme? En waar die boek se naam Wit Wolf is dit wie's die wit wolf binne jou? Jy weet wie's myne doodgemaak, maar wie's dit by jou? En dan probeer ek die ou net weer in perspektief bring, want omstandighede laat jou verkeerd optree, en dit word 'n lewewyse. In my lewewyse het uit geweld uitgeloop. So die eerste een is vir 'n ou wat kwaad is, maar eintlik 'n Christen is, en hy sit in die kerk. So ek wil net vir hom perspektief gegee het. Dit maak baie sin, dankie. Die tweede een is geskryf vir 'n vrou. Want jy sien, as jy op Facebook is, dan sien jy altyd hierdie prentjie met die meisieke wat so deur die spreier hardloop, maar vra op wat het van die dogtertjie geword. En my grootste gehoor is vroue, en ek kom agter dat baie van hulle het nie weer iets wat hulle wil bereik nie. Maar as jy bietjie met haar praat, dan sê sy, ek wou nog dit gedoen het. Ek wou nog dat gedoen het. En ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie meer my verlede wees nie.
En so wil baie vrouens ook nie dit wees nie. Jy weet, as jy 'n man was en jy's 'n alkoholist, jy wil nie alkoholist wees nie. Jy het al verander. Ek wil nie meer gebrand word werk as 'n rasis nie. Ek was 'n vetsak, ek wil nie vet wees nie, weet. So daai goed waarmee jy worstel, die tweede boek is om jou uit te nodig. As God vir jou een liedjie gegee het om te sing, gaan sing hom. As God vir jou gesê het, gaan hardloop die Comrades, of jy voel jy wou dit gaan doen hom. As jy wil gaan fietsry, gaan. As jy wil gaan golf speel, gaan geniet die lewe ten volle. As jy God eer in sy hele totaliteit, is dit om alles wat hy vir jou gegee het, ten volle terug te gee. Jy moet leeg graf toe gaan. Julle kan net in hierdie paar sinne wat, hy het nie my vraag geken nie, maar jy kan in die sinne hoor, hoe behulpsaam het kan wees om sy boeke te lees. Daar het nou net 'n paar by my gebly. Ek hou veral van, jy neig na rasisme, maar jy is nie een nie. Ek dink baie van ons kan skeef glimlag, soos daai hoor. En ek wou vir jou gevra het, wat is jou droom vir ons gemeente? Maar jy het eintlik nou klaar geantwoord, toe jy sê waaroor jy daai tweede boek geskryf het, is dat ons ten volheid, alles wat ons, al die kanse wat ons by God kry, moet teruggee. Is dit akkuraat, of het jy 'n ander, as ek jy nou moes vra, wat is jou droom vir ons gemeente, of vir ons land, het jy 'n ander antwoord as dit, as wat ons net ten volle leef vir God? Jy het jouself geantwoord, toe jy hulle uitgenooi het om hulle gawes vir ons gemeente te bring. Bring jou gawes en leef hom leeg. Onthou, die Bybel het gesê, jou talente, as jy 10 gekry het, moet jy al 10 teruggee. Ek is nou so spyt, want ons het beperkte tyd hierso, en ek weet nie van julle nie, maar dit voel vir my of ek vir ure by Stefan se voete sal kan sit en luister, want dit is anders om 'n boek van 'n vreemdeling te lees, as wanneer jy die ou voor jou sien. Hy praat nou van die meisietjie in die sproeier, wat haar drome verloor het, of die seentjie wat op 5 kafee toe gestuur is, en dan sy ma weg. Ek dink 'n goeie skrywer en 'n goeie getuienis soos joune, gaan nie net oor jou nie, dit maak iets in ons eie stories wakker. Iets in jou eie legkaart waar daar 'n gat is of 'n hap uit is. So ek wil julle regtig nooi, hoekom Stefans vandag hier is. Hy is nie jou Jesus of jou guru nie. Jesus is. Maar ek kan vir julle oortuig dat Stefans het gawes en is 'n stuk gereedskap in God se hand om ons te help in Suid-Afrika. En jy hoef niks te doen nie, jy kan doen wat jy wil doen, jy kan John Maxwell en Stephen Covey en almal lees. Maar ek wil vir jou vra vandag, oorweeg dit om by ons eie plaaslike storie, ek noem hom 'n held, nie oor dit wat hy aangevang het nie, maar dat hy so verskriklik rou eerlik omgedraai het. Gaan lees dit, en ons wil by jou leer, nie omdat jy perfek is nie, ek weet jy jy's nie perfek nie, maar jou storie is 'n ongelooflike seën vir ons, en ek wil vir jou baie, baie dankie sê, dat al wil jy by jou familie wees, julle moet nou verstaan, die man is uitgehonger, né? Hy wil by sy familie wees, maar hy hou aan konstant om deur die hele land te gaan en sy storie te vertel. Vir groepe soos ons, en dan partymal moet gehore waar almal swart is. En dink hoe anders luister 'n wit en 'n swart mens na 'n storie van Witwolf, maar ook van genade, onbeskryflike genade. So baie dankie dat jy hier is, om sy hier wees te eer, wil ek vir julle vra, mens koop 'n boek vir jouself, maar jy koop ook 'n boek om iemand te ondersteun, te eer en vir hulle dankie te sê. So ek wil vra, hierna is tyd, maar daar is ook boekwinkels, hy is by al die beste boekwinkels, sal jy sy gesiggie sien. So baie dankie dat jy hier was. Ons gaan nou afsluit met 'n bedieningslied, en in die beplanning van die diens is dit my gebed, dat hierdie lied wat ons nou gaan sing, dat dit 'n bruggie sal bou. Ons gaan hier bly sit. Dink dalk oor sy storie, maar meer nog, dink aan jou storie. The bride
because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. And I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. Ons is vanoggend op heilige grond. Nie oor jou bekering nie, maar oor God se ongelooflike liefde vir alle mense en dat hy jou kon oortuig van hoe lief hy jou het. Dat hy jou kon oortuig van hoe lief hy almal in hierdie land het. Dis God se liefde wat dit heilige grond maak. En voor die diens het Stefans vir my 'n boodskap gestuur met die woorde vir die seën wat ons nou gaan uitspreek. Sê gaan vir Stefans nooi, hy gaan staan en na julle kyk oop oë. Jy kan jou hande wyd oplig en dan gaan ek die seën uitspreek wat hy vir ons bid en wat hy vir ons geskryf het vandag. En dan na die uitspreek van die seën nooi ek julle om te kuier by die koffie. As die ry nie te lank is nie om 'n boek te kry, sy blad te skud, handtekening, enige ding. Nie wat jy great is nie, maar wat God great is. So ontvang die seën van die Here, nie by die wit wolf nie, maar by Stefans Kutse, geliefde van God. Mag God jou siel so seën dat mense sy liefde sal ervaar in jou teenwoordigheid. Amen. Baie dankie, julle kan 'n wonderlike Sondag hê. Sien julle in die klein saal. I am a flower quickly fading.
eyes that see my sin would look on me with love, watch me rise again. Who am I that the voice that calms the sea would call out of the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. Wave dust in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me